Onze Vader wat in die hemel is, o Here, ons roep U aan in hierdie oggenduur en ons vra dat U met ons sal wees terwyl ons U woord open. Terwyl ons hierdie gewigtige saak aanraak, wat een van die is wat na aan U hart lê, bid ons dat U ons veral attent en oplettend sal maak, sodat ons die stem van die Heilige Gees sal hoor. Here, neem my weg, verskans my agter U, en laat dit U wees wat sal praat. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vir julle een teksversie voorhou en ons sal later praat oor die teksversie en wat dit regtig is. So moenie bekommerd wees dat ek nie nou vir julle sê nie. Maar die teksversie lei so: En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En dit is ons teksvers vir vandag. Dit is waaroor ons sal besin. Nou vir diegene van julle wat deel is van ons gemeente, of dit op die internasionale groep is, of op die plaaslike groep, julle sou in die jaarprogram gesien het, dat ons het in daardie stukkie van die jaarprogram sê dit vir vandag by 7 Desember, sê dit dat ons spreektema is huweliksverbintenis. Huweliksverbintenisse. En dit is inderdaad waaroor ons gaan gesels. Mag ek, voordat ons begin met die preek, vir elkeen van julle 'n geseënde Sabbat toewens. En mag ek julle almal welkom heet in die teenwoordigheid van die Here, wat ons aanbidding gadeslaan en aanhoor. Mag ons in volle seëning kry van dit wat ons vandag oor gaan praat. Nou, julle ken troues en julle ken verhoudings. En hoekom sal ons nou daaroor praat as dit nie 'n troue is nie? Gewoonlik praat ons maar oor troue slegs by troues. Maar eintlik moet ons baie meer oor hierdie ding gesels. Eintlik moet ons baie meer oor huwelike praat. Sien, wanneer 2 mense trou, dan is daar 'n hele interessante ding wat gebeur. Voor die troue is daar 'n tydperk waar hofmakery geskied. En dit is 'n tyd waarin daar verliefdheid is, en na die verliefdheid gaan naderhand so 'n bietjie weg, nie heeltemal nie, maar dis nog voor die troue. En daar tree so klein bietjie meer bestendigheid in, iets wat ons selfs liefde kan noem. En dan is daar die troue, en as ons na die foto's kyk van die troue, dan lyk alles verskriklik mooi, en die tweekies lyk so gelukkig. Ek kyk partymal na my en Renet se huweliksalbum, en dit lyk so asof dit so 'n wonderlike dag was, en ek kan dit onthou, ek kan dit beleef selfs. Ja, dit was 'n goeie dag, dit was 'n wonderlike dag. En vir 'n tyd na die troue, selfs die foto's daarna van 'n eerste vakansie en so voorts, dit lyk asof die 2 mekaar baie ernstig lief het. Dat die verliefdheid voortduur. Die foto's vertel van 2 stralende mense. En dan begin dinge
stelselmatig verswak en begin dinge om uit mekaar uit te val. En dan wonder ons op een of ander stadium van ons lewe, nou, wat is nou aan die gebeur? Hoekom is dit so? Liefde, en ek praat van wêreldse liefde, wil ek dan nou hier aan die begin van ons gesprek neerlê as iets wat nie genoeg is om 'n huwelik gesond te hou nie. Dit is nou 'n baie ernstige ding wat ek hier sê. Liefde, wêreldse liefde, dit wat ons dink ons ken, is nie genoeg om 'n huwelik gesond te hou nie. En dis wanneer ons hierdie sinnetjie hoor, wanneer mense nogal erg geskok raak, want hulle is of was baie lief vir mekaar. En Paulus sê tog immers, die liefde bedek alles. En as die Bybel so sê, as Paulus dit so stel in die woord van God, dan moet ons tog zeer sekerlik aanneem dat hierdie twee mense vir ewig gelukkig moet saamleef, à la die sprokiesverhale. En die twee het getrou en vir ewig en ewig en ewig gelukkig saamgeleef. Dis wat ons moet verwag. Maar dit is nie wat gebeur nie. So wat gebeur dan nou? Hierdie groot liefde is dan nou nie genoeg om die huwelik gesond te hou nie, en oënskynlik bedek dit nie alles nie. En nou besef die twee persone dat hulle iets baie groter as wêreldse liefde gaan nodig hê om hulle huwelik gesond te hou, om hulle getroud te hou, by mekaar te hou. Ja, weliswaar sal party mense op hierdie stadium van die gesprek na my toe kom en vir my sê, Neville, dit is inderdaad waar wat jy sê, ons het ook besef, jy moet nie net lief wees vir mekaar nie, maar jy moet 'n verbintenis hê om lief te bly teenoor mekaar. Ja, daar is 'n ernstige verskil in dit, en dit is nogal belangrik. Ja, 'n mens moet 'n verbintenis hê, inderdaad, en dit is meer as om net lief te wees, ja, inderdaad. Maar ons sal die antwoord in die woord van die Here moet gaan soek. Want ons opinies is nou nie eintlik iets waarop ons kan reken nie. Trouwens, die Bybel sê vir ons, ons kan nie, want daar is niks wat so verderflik is as ons eie opinies nie. Die Bybel sê dit 'n bietjie anderste, in terme van die hart praat dit, maar ons kan nie ons eie opinies waardeer nie. Ons kan nie dit as ons maatstaf stel nie. So ons sal moet na die Bybel gaan kyk. En ons sal moet gaan kyk heeltemal ver terug na die heel eerste huwelik wat die Bybel vir ons beskryf, sodat ons kan sien of ons nie iets hieruit kan leer nie. Ek verwys hier na die huwelik van Isak en Rebekka. Natuurlik was die huwelik voor dit ingestel, is al reeds by Eden ingestel, maar die Bybel beskryf nie regtig vir ons daar huwelik nie. Beskryf nie vir ons die huwelik van Set nie, beskryf nie vir ons die huwelik van Kain nie. Daar's geen beskrywings nie, maar hier vir die eerste keer in die Bybel het ons die beskrywing van die verbintenis, die huwelik van 'n paartjie, naamlik Isak en Rebekka. Ons vind dit
in Genesis 24 en ons teksgedeelte was Genesis 24 vers 22. Baie interessant hierdie hele verhaal. Ons ken dit goed. Abraham, jou en my se aardsvader. Onthou julle wat sê Paulus? Paulus sê, die wat glo in Christus en dat hulle geloof in Christus vir hulle tot geregtigheid gereken sal word, hulle is die kinders van Abraham, nie die wat dit deur bloed is nie. En ons is erfgename deur Isak. So ons gaan terug na ons aardsvader toe, na Abraham toe. Abraham stuur vir Eliezer, sy knegg, om vir sy seun Isak 'n vrou te gaan vind. En hy gee baie spesifieke instruksies aan Eliezer waarheen om te gaan, na watter familie toe om te gaan en hoe hy te werk moet gaan om hierdie vrou te vind. Eliezer vertrek, hy pak die kamele en hy vertrek. En wanneer hy uiteindelik by die plek kom waar hy veronderstel is om te wees, laat God 'n hele paar wonderwerke toe, sodat Eliezer vir Rebekka ontmoet. Nou moet ons vir onsself die vraag vra, wat probeer die Bybel dan nou vir my en jou hier leer? En om uit te vind wat die Bybel vir ons wil leer, het ons nodig om na die detail te kyk. Die fynste besonderhede. Julle sal onthou in hierdie verhaal, vra Eliezer vir die Here, hy sê, Here God van Abraham, dis vers 12 in hoofstuk 24 van Genesis. Here God van Abraham my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham my Heer. Hier staan ek by die fontein terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit nou tog gebeur as die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik dat ek kan drink, antwoord, drink en ek sal ook u kamele laat drink. Dan is sy dit wat u bestem het vir u knegg Isak. En daaraan sal ek weet dat u guns aan my Heer bewys het. Eliezer vra vir die Here 'n teken. Hy vra dat die Here hom 'n uitdruklike, spesifieke teken moet gee. En nou is dit interessant, dat die heel eerste vrou, wat uitkom na hierdie put toe, sy kom om water te kom kry vir haar kamele, en water te kom haal, en hierdie heel eerste vrou, as hy vir haar vra, dan doen sy presies soos wat hy van die Here gevra het. Ons kan dit lees. Hy het nog nie eers klaar gespreek met die Here nie. Dis vers 15. Of daar kom Rebekka uit wat vir Betuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. Maar Eliezer weet dit nie, hy ken niks van hierdie familieverband nie. Moses is besig om vir ons hier te vertel, sodat ek en jy as buitestanders hier insig kan kry. Dis die regte familie, dis die regte persoon, dis die regte ene wat nou kom. Eliezer weet dit nie, hy's onbewus hiervan. Hy het net vir die Here gevra vir 'n teken, en die Here gaan nou antwoord. Maar Moses wil hê ons moet hiervan kennis neem, want ons gaan nou dinge sien gebeur.
Vers 16. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar beken nie, en sy het afgedaal na die fontein en haar kruik vol gemaak, en weer opgekom. Toe loop die dienaar Eliezer haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink my heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. En die man het haar stil swygend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, en hier is ons teksvers, toe die kamele genoeg gedrink het, let wel, hy vra nie vir haar op hierdie stadium, dogter, wat is jou naam? Dogter, sê vir my, wie is jou pa? Wat is jou familie? Waar kom jy vandaan nie? Nee, op hierdie stadium van die wedstryd is Eliezer seker dit is die vrou, want hy het vir God van Abraham vir 'n teken gevra, hy het die teken gekry, hy is oortuig dat hierdie die vrou vir Isak is. Geen kwessie hieroor nie. Hy is nie eens bekommerd om te weet, uit watter familie, uit watter geslag, hy is nie bekommerd daaroor nie. En kyk nou wat doen hy, nadat die kamele klaar gedrink het, met ander woorde, hy is nou 100% seker, die teken wat hy van God gevra het, is in totaliteit afgehandel, die teken is gegee. Neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig. Nou hierdie is interessant. Hoekom sal die Bybel nou vir ons vertel dat hierdie ring, hierdie goue ring, is 'n half sikkel in gewig? Baie interessant. Hoekom hierdie detail? Hoekom hierdie besonderheid? En dan, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. Hoekom 10 sikkels goud in gewig? Wat het dit nou met die prys van eiers te doen? Wat is dit wat nou so belangrik is, dat Moses dit spesifiek vir ons wil sê? Nou wil ek vir julle sê, in die Hebreëus sê dit eintlik vir ons, die goue ring wat hy vir haar gegee het, is in die eerste plek 'n neusring, en daardie goue neusring, sê die Hebreëus, is 'n halwe shekel in gewig. 'n halwe shekel, 'n half sikkel. Dis 'n geldeenheid, 'n halwe shekel. En die 2 armbande is die gewig van 10 shekels of sikkels. Baie interessant. Nou die halwe sikkel of die halwe shekel is iets wat baie interessant is, want dit is simbolies van dit wat later van tyd aan die Jode gegee sal word, sodra hulle in die beloofde land aankom. Nadat hulle uit Egipte uittrek. As hulle uit Egipte uittrek, gaan daar interessante dinge gebeur. Een van daardie dinge gaan Sinaï wees. En daar by Sinaï, waar al hierdie dinge neergelê word, gaan daar 2 baie belangrike dinge deurgegee word. Die een is die 10 gebooie op 2 kliptafels, en die ander een is die liefdadigheidsoffergawe. In die Joodse werke staan dit bekend as die mitzwa. Die mitzwa is alle opdragte, alle instruksies wat God vir hulle gegee het, oorgeset synde. Die mitzwa is alle instruksies wat ek en jy
uit die woord van God het om na te kom. En so tussen hakies, hierdie twee opdragte bly steeds van krag. Nou die halwe sikkel, die liefdadigheidsoffergawe, is die mitzwa tzedaka. Mitzwa tzedaka. Dit is die liefdadigheidsoffergawe van 'n halwe shekel, wat jaarliks aan die tempel deur elke lid van die gemeenskap gegee word. So elke jaar word daar 'n liefdadigheidsoffergawe aan die tempel gegee. Daardie liefdadigheidsoffergawe word voorgeskryf, dis 'n halwe sikkel. Almal kan dit bekostig, of jy arm is of jy ryk is. 'n halwe sikkel kan jy bekostig. So in die eerste plek is daar hierdie liefdadigheidsoffergawe. Mitzwa, 'n opdrag van die Here. Volgens die Joodse tradisie, is die mitzwa tzedaka die opdrag wat alle ander opdragte omvat, insluit. Want alle ander opdragte wat die Here vir ons in sy woord gee, het te doen met liefdadigheid. Om te sien na ons naaste, soos wat hy na ons sal omsien. So hierdie is vir hulle die omvattende van alle opdragte. Nou in die Joodse tradisie is daar 600 en iets opdragte wat ons kan kry en gaan lees as jy wil. Maar hierdie een omvat hulle almal. So in die eerste plek is dit interessant dat Moses vir ons hier sê, toe die kamele genoeg gedrink het, neem hierdie man 'n goue ring van 'n half sikkel. Wat sê hy vir ons met hierdie half sikkel? Ons gaan nou kyk. Ons wil bietjie dink daaroor. En die armbande is interessant. Hulle weeg 10 shekels. En hierdie 10 shekels verteenwoordig die 10 gebooie op 2 tafels. Daar was 2 tafels, 10 gebooie. Hier is 2 armbande, 10 shekels in gewig. En die 10 gebooie, net soos wat die liefdadigheidsoffergawe, omvat die ganse wet en die ganse opdrag van God. In totaliteit, alles wat hy in sy woord geskryf het. Daarom dat Paulus in Romeine, wanneer hy skryf, sommer hier aan die begin, dan sê hy, die heilige skrifte is die wet van God. Alles wat daarin voorkom. Maar moenie dat hy nie sy camera access nie. Ek het hom nou gesê hy moenie. Laat ons net gou hier toemaak en mute daar sy. Dankie. Goed. So hierdie 2 armbande verteenwoordig die 10 gebooie. Die neusring verteenwoordig die liefdadigheidsoffergawe. So ons het die liefdadigheidsoffergawe en die 10 gebooie. Nou, dis alles goed en wel, kan julle vir my sê, Neville, jy is besig met 'n korrelasie, 100%, maar wat het dit met hierdie huwelik te maak? Nou hier is die ding. Die Bybel is in Genesis 24 vers 22 besig om vir ons die geheim van 'n gelukkige en 'n suksesvolle huwelik te gee. Niemand sou dit gedink het nie, want ons lees te vinnig hieroor. Ons gaan delf nie en soek nie vir die skatte nie. Maar hier in Genesis 24 vers 22 is die Bybel besig om vir ons die geheim van 'n suksesvolle en liefdevolle en gelukkige huwelik te gee. Die geheim van 'n huwelik is die liefdadigheidsgawe en die gebooie. Hierdie liefdadigheidsgawe is uiters belangrik. Dit omvat, soos ek gesê het, alle opdragte van die Here.
En die 10 gebooie dra in hulle alles wat die Here ons beveel het. So die tzedaka, of die liefdadigheidsoffergawe, is 'n totale opsomming van alles wat God ons beveel het. So wat sê dit vir ons? Met 'n huwelik is die hoofseëning, die hoofgedagte, dat die twee wat nou vir hulle self in die eg wil verbind, hulle lewens voorkant toe, hulle hele lewenswandel voorkant toe, so sal rig, dat dit 'n ewige tuiste sal bou in die gemeenskap waar hulle bevind. Baie belangrike ding. Ons verstaan dit nie altyd nie. Ons dink trou is maar net omdat ons by mekaar wil wees. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer wanneer ons met mekaar wil trou, wanneer ons in die huwelik wil ingaan, wanneer ons met mekaar verbind wil wees, dan is ons opdrag soos in Genesis, gaan en vul die aarde, werk en woon en bearbeid dit. Met ander woorde, ons is veronderstel om as huwelikspaar 'n ewige tuiste te bou onder die gemeenskap waarin ons leef, want jou en my huis, wanneer ek getroud is met Renet, dan moet my huis, my en Renet se huis, moet 'n voorbeeld wees van die ewige tuiste waarna die Vader jou en my wil neem. Hierdie tuiste van my en Renet moet weerspieël word in ons gemeenskap, sodat die gemeenskap kan sien en kan sê, waarlik, dit is 'n plek waar die Here is. Dis die hoofgedagte, dis die hoofseëning van 'n huwelik. 'n ewig durende tuiste. Verskoning. En die enigste manier waarop enigeen iets kan bou wat ewigdurend sal wees, is as die gebou op ewige waardes gegrond is. Sien, as dit op verganklike waardes gebou word, sal dit verganklik van aard wees. As dit op ewige waardes gebou is, sal dit ewigdurend wees. Jy sien, ek en jy weet, wêreldse liefde fluktueer. Daar's geen twyfel daaroor. Vandag is ons baie lief vir mekaar, of vir iemand. Môre is ons minder lief vir dieselfde persoon. Oormôre is ons weer 'n bietjie meer lief, en miskien een of ander tyd het ons daardie persoon glad nie meer lief nie. Dit fluktueer. Dis tragies dat ons juis hierna kyk wanneer ons evaluasies maak. Ons sal byvoorbeeld sê, ek voel nie meer geliefd nie. Ek voel nie meer geliefd nie. En dan baseer ek dit op my vertolking van wat liefde is. Ja, dit gebeur met almal van ons. Maar as dit die enigste is waarop ons verhouding gebou is, dan het ons 'n ernstige probleem. Want wêreldse liefde is verganklik, dit fluktueer. En as dit fluktueer, beteken dit dat ons verhouding gaan fluktueer, selfs tot op die punt dat daar nie meer liefde is nie.
Maar as dit gebou is op ewigheidswaardes, dan is dit konstant. En as ons 'n verhouding het wat gebou is op iets wat konstant is, dan is dit moontlik dat ons nie geliefd voel nie, maar ons verhouding is standhoudend, vas, want dit is gebou op ewigheidswaardes. Nou kom ons kyk na ewigheidswaardes. Dit is die enigste waardes wat ons op kan reken. En dit kan slegs iets wees wat van 'n ewige bron afkomstig is. En die enigste bron wat ewig is God. Hy is oneindig en onbeperk. As ons dus ons verhouding bou op die rigtinggewing van God, bou ons 'n huwelik op waardes wat God ons leer, soos liefdadigheid, daardie halwe sikkel, soos getrouheid en gehoorsaamheid, daardie 10 sikkels. Nie net in die algemeen nie, maar ook teenoor ons gades. Ons bewys liefdadigheid aan ons gade. Ons bewys trou aan ons gade. Ons getrouheid gaan uit in gewillige gehoorsaamheid, want ons wil ons gade graag tevrede hou. Ons wil doen wat ons gade graag wil hê. Jy sien, hoe meer ons in lyn met God bring, hoe meer neem die ganse woord van God ons lewe oor. Ewigheidswaardes van 'n ewige God af. En hoe meer ons huis bou, gegrond op hierdie ewigheidswaardes, hoe meer sal ons 'n ewige tuiste bou onder die gemeenskappe waar ons bevind. Wêreldse liefde, het ek in die begin gesê, is nie genoeg om te oorleef nie. Dit is eenvoudig nie. Ons moet liewer gesamentlik as 'n paartjie toegewy wees aan God, wat hoër as ons is. En as ons dit doen, kan niks daardie huweliksverbintenis verbreek nie. En as ons in daardie huweliksverbintenis met God is, kan geen duiwel, geen mag daardie verbintenis verbreek nie. En as daardie verbintenis die verbintenis is wat in ons huwelike teenwoordig is, dan sal die ou duiwel ook nie 'n vasdrapplek in ons huwelike kry nie. Kom ons luister na die goeie raad, die suksesresep wat die Bybel vir ons gee. Kom ons bou ons verhoudings op die ewigheidswaardes wat ons van die ewige bron van lewe van God af kry, en mag hy ons lei om in ewige tuiste nou hier op aarde te begin bou, wat deurgevoer sal word dwars deur die ewigheid. Mag die Here ons elkeen seën. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, o Heer, baie dankie dat ons vandag hierdie voorreg gehad het om te gesels oor huweliksverbintenisse. Volgende week kyk ons na gesinsverbintenisse.
En Here, mag ons, terwyl ons hierdie verbintenisse beskou, en die geheime wat U vir ons in U woord oopmaak, mag ons dit inneem, deel maak van ons, sodat ons altyd U woord, U opdragte uitleef. Dit is die veiligste. Dan is dit gebou op ewigheidswaardes wat altyd stand sal hou. Dankie Here vir U genade in ons lewe. Ons loof U en ons eer U in die naam van Jesus. Amen.